Okay, so kom ons gesels gou vinnig bietjie as ek het nou gaan kyk wanneer het ons begin met ons studie in Romeine en ons het begin die 16de Maart in 2025. So ons is nou al omtrent 'n jaar besig en ons is nou by Romeine 12. En ek besef dat ons het nou al 'n jaar lank in Romeine spandeer nadat ons 'n jaar en 'n half besig was met Johannes. En so ek wil jou net weer herinner hoekom doen ons dit? Dit het alles begin toe daar 'n pa by my gesit het en 'n pa sê vir my: "Heer Jean, ek sit nou al vir soveel jaar in die kerk en ek besef ek het geensins die kapasiteit om my kinders te leer oor die Bybel nie, want ek ken net nie my Bybel nie. Waar begin ek?" En dit was oorspronklik wat gebeur het toe ons hierdie proses begin het. En die groot ding is dit, is dat as ek en jy weet en hier is ons die groot ding, ek weet, ek wat Jean is, weet dat preke is oneffektief. So, weet dit, dat hier waar ek staan, weet ek dat my preek wat ek vir jou gee, is oneffektief. Statistieke sê vir ons, dat as jy klaar jou preek geluister het nou, en jy stap hier uit, as ons 11 uur klaar is, en ek vra jou 12 uur, waaroor het ek gepreek, sê statistieke dat jy gaan tussen 50 en 60% vergeet, van wat ek gesê het. So, binne 1 uur, 50 tot 60% gaan jy vergeet. As ek jou môreoggend, hoe laat is dit nou? Dis nou 10 uur. So môreoggend 10 uur, as ek jou vra, wat het ek gister gepreek, sê statistiek, jy gaan tussen 60 en 70% vergeet het van wat ek vir jou vandag gaan sê. As ek jou volgende Sondag vra, gaan jy tussen 90 en 95% vergeet van wat ek vir jou gesê het. So dis wat gebeur. En die rede daarvoor is luister, om net te sit en te luister, is 'n verskriklike passiewe manier om te leer, wat beteken is dat jy bære nie baie goeders in jou geheue nie. Nou tensy ek nie 'n preek doen wat vir jou ernstig emosioneel of prakties iets beteken in jou lewe nie, is die kans groot dat jy meeste van die preek gaan vergeet. En die enigste manier hoe jy dit kan verbeter, is om either notas te neem, of as jy uit te stap, 'n gesprek te kan hê, om te kan sê, maar wat het ek geleer, wat het ek gehoor, wat ek al gehoor het, maar vergeet het van, en jy het gesprekke wat gaan oor waaroor was daar nou gepreek. En môre, binne 24 uur, dat jy teruggaan, en weer gaan kyk, en weer gaan sê, so wat het hy gesê gister, en as jy nie dit doen nie, is die kans dat jy binne 'n week 90 tot 95% van die inligting gaan vergeet. Want, as ek nou moet vraestelle uitstel, en ek sê vir julle, so wat het ek 2 weke terug hanteer, dan gaan meeste van julle blank slaan. En dis die realiteit. So, ek wat hier is, neem jou nie kwaadlik nie, ek besef, preke is oneffektief. Dis wat ons doen. So, met ander woorde, ons het besef, as gemeente moet ons 2 goed doen. Mense kom en sit week na week na week na week na week na week vir preke en luister, en 20 jaar down the line maak hulle die stelling om te sê, maar ek ken nie my Bybel baie goed nie. En jy voel jy moet 'n sterretjie kry, omdat jy vir 20 jaar lank preke geluister het, maar vir 20 jaar lank het jy nog net 5% per week geluister, onthou. En dan besef jy, geen sterretjies word uitgedeel nie. En die beste wat jy kan doen, is jy onthou stories, soos 'n Dawid en 'n Samson en 'n Jona. Dis daai stories wat ons onthou, want dit was toe jy kinders was, en toe jy prentjies ingekleer, en hulle vir jou die storie vertel, en hulle kreatief gemaak, en dis die stories wat ons onthou, en dis die stories wat konstant herhaal word. Maar die beginsels is ongelooflik moeilik om te verstaan. So ons as gemeente doen 2 goeders. Nommer 1, is ons sit op YouTube elke week hierdie preke, sodat wanneer jy 'n Bybelstudie doen, wanneer jy jou in die week jou Bybel oopmaak, en jy kom by Johannes 1 vers 5, en jy vra jouself die vraag, wat sien ek in Johannes 1 vers 5, dan maak jy YouTube oop, en jy gaan luister 'n preek, en skielik verstaan jy wat jy nou gelees het, want daar is iemand wat vir jou verduidelik, wat beteken Johannes 1 vers 5? Wat beteken Romeine 12 vers 3? Dis die doel, dis hoekom ons hierdie goeders doen. Ek weet, primêr gaan jy vergeet, en daarom sit ek dit vir jou op YouTube. En die tweede ding wat ons hierdie jaar gaan verander, en baie meer intensief gaan begin doen, is ons gaan kyk, hoe gaan ons sekere goeders vir julle herhaal? Wat beteken, dat ons gaan sekere kursusse en sekere klein groepe begin deel maak van die patroon. En as jy wil groei,
As jy wil meer onthou as 5% per week, gaan ons vir jou 'n stelsel sit waar jy jouself kan beter bekwaam maak met die kennis van die woord om hierdie beginsels deel te maak van jou lewe. Dis ons hart. So dis hoekom ons as gemeente besef, week na week kan jy kerk toe kom en dit gaan nie veel vir jou beteken in terme van wat ek onthou nie. En so daarom begin ek gewoonlik elke keer deur vir jou te sê, so wat weet ons tot dusver? So, tot dusver toe het ek en jy geleer in Romeine vanaf hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 11 toe, wat ek moet weet. Hy gee vir ons primêr teorie, hy gee vir ons kennis, goedes wat jy moet gaan deurdink en deurworstel en daai teorie moet 'n realiteit word in jou lewe. Daai goedes moet maak dat ek anders te begin dink oor myself en anders te begin leef op grond van dit. So dit was wat daai eerste 11 hoofstukke gedoen het. Vanaf hoofstuk 12 waar ons nou is, nou begin hy prakties gaan praat oor wat het ek en jy nodig om te weet dag vir dag. En so ons het Romeine 12 vers 1 tot 2 het ons daar gepraat om te sê dat jy moet toegewyd leef vir God alleen en moenie toelaat dat hierdie wêreldse tydgees jou insluk nie. Moenie begin dink en redeneer soos hierdie wêreld nie. Jy moet anders te dink en redeneer. Dit was die eerste gedeelte van Romeine 12. En toe het ons 2 weke terug, toe hanteer ons 2 groot woorde van Romeine 12 vers 3, en dit is hoogmoed en jaloesie. En so dis wat ons mee afgeëindig het, en vanoggend gaan ons verder met Romeine 12 vers 3. So maak oop Romeine 12 vers 3, en ons begin basies met dit. En ek lees hom deur tot en met vers 6 toe. Ek lees hom in my vertaling, sê hy, sonder dat ek enige iets hiervan verdien, het God my geroep om hom te dien. Daarom sê ek vir julle almal, moenie meer van jouself dink as wat jy behoort te doen nie. Dink reg oor jouself. Weet watter porsie geloof God spesifiek aan jou uitgedeel het. Moenie jaloers wees op ander nie. Gebruik jou geloof met wysheid. Daar is baie ledemate in ons een liggaam. Tog het nie alle ledemate dieselfde funksie nie. Op dieselfde manier is ons almal saam Christus se een liggaam hier op aarde. Ons elkeen is ledemate van hierdie liggaam. Ons het mekaar nodig. Ons elkeen het verskillende hemelse genade geskenke ontvang en in sy goedheid het die Here dit verniet aan ons gegee. So hier's 'n paar woorde wat ek wil hê ons moet op aandag gee net om hierdie gedeelte mooi te verstaan. So die eerste een, en ek sit vir julle al 4 die stellings op die skerm. So die eerste een, ons gaan kyk na porsie geloof. Wat beteken dit as hy sê dat jy het 'n porsie geloof gekry? Dan gaan ons bietjie gaan gesels oor die konsep van 'n liggaam en ledemate. Ons gaan praat oor wat bedoel hy as ons sê ons het mekaar nodig. En dan gaan ons praat oor genade geskenke. Party van die vertalings sal sê genadegawes. Party ouens ken dit as die gawes van die Gees, of die geestelike gawes. So ons gaan bietjie gaan gesels oor hierdie goeie. So kom ons begin by die eerste een, 'n porsie van geloof. Nou moet jy verstaan dat wanneer ons praat oor 'n porsie van geloof, wil ek net vir jou noem dat daar is 2 maniere hoe jy moet dink oor geloof, en ek sit dit vir jou op die skerm. So nommer 1, geloof kry jy, en ons noem hierdie reddende geloof. Dis primêr die geloof waaroor ons gepraat het tot en met nou toe in Romeine. As ek vir jou gesê dat jy moet jou geloof in Jesus sit, dis net ons geloof in Jesus wat maak dat jy gered word, daai is reddende geloof. Dis my geloof in Jesus. Daai ouetjie het ons deurgedraf vanaf Romeine 1 reg deur tot en met Romeine 11 toe. Dis geloof in Jesus. Daai is reddende geloof. Waarvan ons hier praat is geloof vir 'n genadegawe. Nou, die oomblik wanneer ons praat van geloof vir 'n genadegawe, dan beteken dit dat God het vir jou geloof gegee en hierdie geloof aktiveer 'n genadegawe binne in jou. So binne in jou het God jou 'n bediening gegee. So God sê vir jou dat ek ken jou en om grond van die feit dat ek jou beken, het jy 'n bediening wat jy moet uitleef. En om jou te help om hierdie bediening uit te leef, gee ek vir jou 'n genadegawe.
Nou, moenie nou te veel stres as jy nie weet wat is genadegawes nie. Ons gaan 'n baie intensiewe paar weke vat en ons gaan kyk na hierdie genadegawes, maar dit beteken dat God gee vir jou om jou bediening uit te leef genadegawes. Maar om hierdie genadegawe te aktiveer en vanuit hom te kan leef, moet God jou geloof gee vir dit. So met ander woorde, nou kom hy en hy sê dat daar word aan jou 'n porsie van geloof gegee. Die doel van hierdie geloof is vir daai genadegawe en daai genadegawe gaan jy gebruik om jou bediening uit te leef. Nou, onthou nou die oomblik wanneer hy begin praat oor 'n porsie van enige iets. 'n Porsie van enige iets maak dat mense wil beklei en mense net nie meer lekker jy's ontevrede. Ek dink aan my kinders. Hulle fight konstant oor iets. Hulle fight as daar sweets uitgedeel word. Want die vraag is hoekom het jy 'n bloue en ek het 'n pinke? Die vraag is hoekom het jy 3 jelly tots en ek het net 2 jelly tots? Wie van julle ouers beleef daar in jou huis? Okay? Pretty much elke liewe ouer wat al 'n kind grootgemaak het, beleef dit. En as jy nog nie 'n kind grootgemaak het nie, was jy daai klein brat wat dit gedoen het. Is dit nie? Jy is konstant besig om te wonder, hoekom is ek ingedoen deur sweets? En dan deel ons ertjies uit. En skielik is dit nie meer, hoekom het ek nie so baie nie, is hoekom het ek meer ertjies as my sussie? My sussie het net 4 ertjies en ek het 6 ertjies. En dan is ons antwoord, want jy is 6 en sy is 4. Dus hoekom jy 6 ertjies kry? So daar word altyd, wanneer ons porsies uitdeel, altyd gekla daaroor. Nou kom hy, nou sê hy vir ons, dat daar is porsies. So met ander woorde, God kom, en hy gee vir jou 'n porsie van geloof. Okay? So nou kom ons en ek deel porsies uit. So daar's soos vir Tannie 'n porsie, Tannie kry 'n porsie en dan kry ons ander porsies hierso so en dan kry ons nog porsies hierso en dan gaan ons nou sê vir jy kry ook 'n porsie en dan daar's ons vir jou porsies en daar's vir jou 'n porsie en daar's vir jou porsies en daar's porsies vir julle. Yes, en daar skielik gewoonlik die Here hardloop nie uit porsies uit nie. Ek begin op hierdie stadium uit porsies uit hardloop, maar vir wat dit werd is ons is baie dankbaar dat die Here nie uit porsies uit hardloop nie. En so teen die tyd wanneer ons nou hierdie porsies nou uitgaan, ek hoor al klaar Moun aandry want hy het nou net 1 gekry. Hy sê hy kan bly wees uit 1 gekry. So die groot ding is dit, daar word 'n porsie uitgedeel. Nou weet Paulus wat gebeur. Geloof word uitgedeel, jy kry jou geloof, en nou gebeur een van 2 goed. Lees weer vers 3. Vers 3 sê vir jou, een van 2 goed gaan gebeur. Moenie meer dink van jouself as wat jy behoort nie. As jy voel, my porsie van geloof is meer as die volgende ou, sê hy vir jou, moenie meer dink van jouself as wat jy behoort te doen nie. En vir die ouens wat voel ek is ingedoen, maar hoekom het ek nie gekry nie, sê hy, moenie jaloers wees op ander gelowiges nie. Wat beteken is dat jy kry 'n porsie van geloof. Daai porsie word presies vir jou uitgedeel. Hou op rondkyk, hou op links en regs kyk, hou op worry oor wat om jou aangaan. Op 'n stadium kom Jesus en hy praat met Petrus. En hy sê, Petrus, gaan rof gaan by jou. Iewerste gaan jy voel, jy gaan die prys voel om my te volg. En sy grootste ding wat hy doen is, en nou wat gebeur met Johannes? Sê net gou vir my, as dit nou so rof gaan dit so rof gaan met Johannes ook? Ek wil net weet, die porsie wat ek gekry het en ek moet dra, gaan dit met Johannes ook gebeur? En dan sê hy, moenie worry oor wat met Johannes gebeur nie. Dis nie waar jy moet fokus nie. Jy moenie fokus op wat om jou aangaan nie. Nou 2 weke terug, toe gesels ons oor hoe verstaan ek en jy hoogmoed, hoe verstaan ek en jy jaloesie. Maar die oomblik wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, sê hy, dat ek gaan vir jou 'n porsie geloof gee. God gee vir jou 'n porsie geloof. En jy het nie nodig om hoogmoedig te raak nie, en jy het nie nodig om jaloers te raak nie. Okay, nou wat is die doel, en wie kry hierdie porsies geloof? Nou as ek en jy vir onsself vra, wie kry hierdie geloof vir sy gawes? Nou word die vraag, maar gaan ek enigsins 'n porsie kry? Of Jesus Here, ek wil net nie 'n porsie kry nie.
Wat gebeur? Kom ons gaan lees. 1 Korintiërs 12. Nou, as ek en jy gaan oor hierdie volgende paar tyd kyk, daar's 4 gedeeltes wat baie praat oor gawes. Ons praat van Romeine 12, ons praat van 1 Korintiërs 12, ons praat van Efesiërs 4 en ons praat van 1 Petrus 4. En so jy kan hierdie 4 gedeeltes gaan ons baie in jou tussen deurspring. Maar 1 Korintiërs 12 vers 7, hy sê aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee. So met ander woorde, elke liewe een van ons wat hier is, kry die openbaring van God se Gees. Saam met dit kom die gawe, dan volg hy. Wat is hierdie gawes wat uitgedeel word? Dan as jy verder lees, gaan hy praat oor hierdie verskillende gawes. Teen die tyd wat jy by vers 11 kom, dan sê hy, een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge wat hy aan elkeen afsonderlik uitgedeel het volgens sy wil. So met ander woorde, God gee vir elke liewe een van ons 'n porsie van geloof en saam met hierdie porsie van geloof kry jy 'n gawe vir elkeen van ons. Ons sien dit ook afspeel in Efesiërs 4. So Efesiërs 4 is dieselfde gedeelte. Hy sê maar aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk soos Christus dit uitgedeel het. Ons sien dieselfde in 1 Petrus 4 vers 10. Dan sê hy, as goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle mekaar bedien in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. So hier moet jy verstaan, maak nie saak wie jy is nie. As jy vanoggend hierso sit en jy sê ek dien Jesus, dan beteken dit God het vir jou 'n genadegawe gegee. Nou of jy weet wat daai genadegawe is of nie, is irrelevant vir vandag se gesprek. Dis belangrik om te verstaan dat jy het een gekry. En dit gaan jou missie moet wees om uit te vind, Here, wat is hierdie geskenk wat U vir my gegee het? En van die dag as jy snap wat daai geskenk is, wat hierdie gawe is wat God vir jou gegee het, daai dag sal jy 10-1 verstaan wat wil God hê jy moet doen en daar gaan jy die meeste effektiwiteit wees vir sy koninkryk. So met ander woorde, Paulus kom van die begin af en hy sê vir jou, verstaan, jy het 'n gawe gekry. Jy het geloof gekry vir hierdie gawe en moenie nou om jou kyk links en regs en sê maar hierdie ou het meer gekry as wat ek gekry het en daai ou het minder gekry as ek en daarom kan ek nou hoogmoedig wees nie. Dis nie die fokus nie. Dis nie waarvoor ons hierdie goeders kry nie. Dan gaan ons aan en nou hanteer hy die volgende gedeelte wat ons moet verstaan. Is liggaam en ledemate. Nou, ons het al baie keer gehoor dat hy praat van dat ons is die liggaam van Christus. Of jy het al gehoor dat hy sê dat ek is die bruid van Christus. As hy praat van die liggaam van Christus, praat hy primêr van ons as funksie. So met ander woorde, hy sê dat as gelowiges het ons 'n funksie en die funksie is soos 'n liggaam. Jou arms het 'n doel, jou vingers het 'n doel, jou hart het 'n doel, jou longe het 'n doel. Daar is 'n funksie gekoppel aan die prentjie van liggaam van Christus. As hy praat van die bruid van Christus, die ander prentjie, praat hy van die verhouding met Christus. Hoe ek moet my verhouding verstaan met Jesus. En dis hoekom hy die twee verskillendes gaan gebruik. Maar die een wat hy die meeste gaan gebruik, is die liggaam van Christus. Nou wanneer Paulus praat oor die liggaam van Christus, praat hy baie keer in die groot prentjie. Hy praat van die hele wêreld, al die gelowiges, reg oral, maak nie saak wat se kerk, waar dit is of wat ook al nie, ons is die liggaam van Christus. Groot prentjie. Ek gaan vir julle voorbeelde gee daarvan. Efesiërs 1 vers 20. En sê hy, dis toe God vir Jesus uit die doodheid opgewek het, het hy hom laat sit aan die regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige bedeling. Hy het onder sy voete gestel, aan hom die kerk gegee en Jesus hoof oor alles.
So met ander woorde, Jesus hoog verhewe bo alles en onder hom is hy gestel, die kerk, sy liggaam is onder hom gestel. Hier praat ons van die globale kerk. Ons praat van die totale kerk, of jy nou in Amerika sit en of jy nou in Europa is en of jy nou in Rusland is of in China is of in Suid-Afrika, die globale kerk is die liggaam van Christus. Ons sien dieselfde gedeelte praat hy ook in Kolossense 1. Kolossense 1 volg Paulus dieselfde manier van dink wat hy geskryf het in Efesiërs 1. Nou sê hy in vers 13, en sê hy, God het ons uit die mag van duisternis gered en verplaas na die koninkryk van sy geliefde seun, deur wie ons bevryding en vergifnis van sondes ontvang het. Die seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping. Want deur hom het God alles geskep en alles in die hemel en op aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklike of heersende magte is, owerhede of gesagvoerders is, alles is deur hom en tot hom geskep. So hier praat hy heeltyd van die autoriteit, Christus bo alles, en dan sê hy vers 17, en hy het voor alles bestaan en in hom bestaan alles. Vers 18, hy is die hoof van die liggaam, die kerk. So met ander woorde, ek en jy verstaan, as Paulus praat van die groot prentjie, liggaam, dan praat hy van die globale kerk. Maar teen die tyd wanneer hy kom en hy begin gesels met die Romeine en die Korintiërs, dan skuif sy fokus 'n klein bietjie. Sy fokus word nie globale kerk nie, sy fokus word die gemeente. Ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 27, dan sê hy, julle is die liggaam van Christus. Hy praat met die Korintiërs. Dan sê hy, julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. Hy praat nou hier met mense. Hy het mense in gedagte wat by hierdie gemeente is en hy sê, julle is die ledemate. Hy sê, en in die gemeente het God aangewys en nou begin hy volg deur die gawes. Eerstens apostels, tweedens profete, derdens leerders, daarna kragtige vermoëns, sowel as gawes van genesing en. So hier kom ons en ons verstaan, so as hy praat van liggaam van Christus, kan ons praat van al die Christene reg oor die wêreld. Maar ons kan ook praat van lighuis. Wat beteken, ons as lighuis is liggaam van Christus. So ek wat Jean is, en as jy nou gaan 'n studie gaan doen, dan sê dit, ek is verantwoordbaar teenoor Christus vir die liggaam van Christus, vir julle wat hier voor my sit. Wat beteken, ek kan nie verantwoordbaar wees vir 'n kerk ergens in Amerika nie. Ek kan nie verantwoordbaar wees iewerste vir 'n kerk in Europa nie. Ek is verantwoordbaar vir julle wat hier is. So met ander woorde, groot kerk, ons noem dit groot letter kerk, dit is kerk met 'n hoofletter K en dan 'n klein letter kerk, en 'n klein letter K, dan praat ons nou van ons wat hier is. So met ander woorde, dit is wat ons verstaan as liggaam van Christus. So as ons weet wat is liggaam, wat bedoel hy met ledemate? Ledemate beteken, jy wat 'n funksie het binne die liggaam. Beteken dat jy is hierso en jy het 'n spesifieke gawe gekry, jy het 'n spesifieke bediening gekry en jy het 'n funksie binne hierdie liggaam van Christus en daai sal ook 'n rol speel in die liggaam globaal. So dis wat jy moet verstaan. Nou ons probleem is, wat ons sit, nie net reg oor die wêreld nie, maar wat ons mee sit in lighuis, is ons beleef die volgende krisis, en ek sit dit vir jou op die bord. Die liggaam het meer lidmate in plaas van ledemate. Wat beteken, ons het meer mense wat na ons kerk toe kom en sê dat ek gaan na lighuis kerk toe en ek pitch hier op 'n Sondag en ek ry hier uit en ek het nooit my funksie verrig wat God wil hê ek moet verrig nie. Hoor mooi, jy het 'n gawe gekry. Nie een van ons wat hier is oorgeslaan met 'n gawe nie. Daai gawe maak dat jy 'n bediening kan leef. En as jy daai bediening uitleef, is jy 'n ledemaat. Dan word jy soos die vinger, soos die oor, soos die oog, soos die neus, soos die mond. Jy word
deel van die liggaam van Christus, maar ons het in 2026 goed geraak om mense te kan opteken en sê, maar ek het nou al vir 6 weke my naam opgeskryf. Ek is by Lighuis. Dis nie wat ons voorgeroep is nie. Dis nie wat die liggaam van Christus is nie. En daar is 'n hele klomp mense wat wel funksioneer as ledemate van Lighuis, van die liggaam van Christus, of wat nie noodwendig jou bediening hier binne-in uitleef nie, maar wat jou bediening buitekant Lighuis se deure gaan uitleef. En daarvoor sê ek is amazing. Maar as jy vandag hierso sit, en jy het 'n genadegawe en jy is nie besig om jou bediening uit te leef nie, dan wil ek jy moet vir die volgende paar weke jou ore spits. Want iewerste moet jy verstaan dat jy is gegee 'n genadegawe en iemand wat goeie rentmeesterskap uitleef, beteken jy het nodig om hierdie te begin leef in jou lewe. Dis wat ons moet weet. So as ons sê Romeine 12, is jy moet nou weet wat moet jy doen? Daar is gawes wat gegee word en jy gaan hierdie gawes moet begin uitleef. So dis wat hy vir ons sê. So dis die eerste een was 'n porsie van geloof. Nou verstaan ons liggaam en ledemate. Die volgende ding waarna ons gaan kyk, is ons kyk dat ons het mekaar nodig. Nou in ons studie wat ons gaan doen oor al hierdie verskillende gawes, dan gaan hy gesels en hy gaan sê sekere gawes, die funksie van sekere gawes is vir ongelowiges. So daar's van julle wat hierso is en jy het 'n spesifieke gawe en daai gawe is gegee vir mense wat nie in Jesus glo nie. Jou gawe is so gedesign sodat as ander mense jou bediening, jou gawe sien, dan kweek dit iets in hulle harte om Jesus te wel wil sien en Jesus te wil volg. Dis wat gebeur. Jou gawe is gemaak vir ongelowiges. Dan is daar ander wie se gawes spesifiek gemaak is vir gelowiges. Vir ouens wat hierso is en Sondag na Sondag hiernatoe kom en sit hierso en sê, maar ek wil nie meer net in 'n kerk sit en net uitstap nie, ek wil iets meer beleef van Jesus. Daar is mense in hierdie gebou wat die gawes het wat jy nodig het as 'n gelowige. Dis wat gelowiges het as genadegawes. Dan is daar ander wat gawes het spesifiek om mense te versorg. Ek meen nou gaan jy deur 'n krisistyd in jou lewe en jy het nodig dat daar iemand sal wees wat jou ondersteun, jou bel, jou opvolg en daar's mense wat gawes het wat spesifiek daar is om mense te versorg. Dan is daar ander mense wat gawes het weer om ander te leer. En skielik begin 'n mens agterkom dat as ons almal wat hier is, ons actual gawes begin uitleef, kom jy agter, hoe nodig het jy die ou links en regs van jou? Skielik begin ons agterkom, dat in die laaste paar weke, sit ons oor die 600 mense in ons gemeente. Wat dink jy sal gebeur met die liggaam van Christus, as 600 mense, hulle gawes begin uitleef? Hulle bedieninge begin uitleef? Begin ontdek wat het God my voor gewire en hoe ek hierdie goeders moet begin uitleef. Hoeveel anderste dink jy sal dit lyk? Dink julle regtig waar ons sal net lyk soos wat ons huidigelik lyk? Ons nie manier nie. So met ander woorde, hy kom met 'n porsie van geloof. Dan verstaan ons liggaam en ledemate. En dan sê hy, julle het mekaar nodig en die rede dat ons mekaar nodig het, is want die ou links en regs van jou het 10 teen iets gekry wat jy nodig het. En jy het iets gekry wat hulle nodig het. En so dis wat ons moet verstaan, ons het mekaar nodig. En dan gaan hy aan en hy sê, wat is hierdie genadegeskenke? Nou, ek gaan nou in die volgende paar weke, gaan ons stop, en ons gaan nou elkeen van hierdie goeders gaan kyk. Ons gaan 10 teen 1 nie na elkeen per diens kyk nie, want ons hang af hoe jy hom tel, is al maklik enigiets tussen 18 en 25 van hierdie gawes. So as ek en jy gaan kyk, dan besef ons, partykeer, en ek vat byvoorbeeld 1, is profesie. Jou verstaan van profesie, en die volgende ou se verstaan van profesie is baie vreemd. En so nou wil ek nie meer na sy kerk toe gaan nie, want daai is weird. En dan skielik begin ons skouers skuur oor hierdie goeters. Dan kom ons en ons vat volgende ene is
tale praat. Woe! En party kerke, daai is erger as vloekwoorde sê. Jy kan eerder vloek op die kansel, maar as jy in tale praat, dan is ek uit. Dan is ek uit. En skielik moet ons besef dat daar is 'n klomp verskillende maniere van verstaan rondom hierdie gawes. En so vir die volgende paar weke gaan ons stop en ons gaan 'n paar op beslag doen en ons gaan onsself vra, maar wat is dit? En jou doel is om konstant vir jouself te vra, Here, watse gawe het U vir my gegee? En hoe gaan hierdie gawe 'n effek hê op mense om my? Want dis eers daar wanneer ek en jy op 'n plek gaan wees wat ons begin gesond funksioneer as liggaam van Christus. Ledemate deel van hierdie liggaam waaraan ons behoort. En so, nou, as ek en jy hierdie goeters verstaan, kom ons lees weer vers 3 tot en met vers 6 toe. Sonder dat ek enigiets hiervan verdien, het God my geroep om hom te dien, sê Paulus. Daarom sê ek vir julle van almal, dan sê hy, moenie meer van jouself dink as wat jy behoort te dink nie. Dink reg oor jouself. Weet wat 'n porsie geloof God vir jou spesifiek vir jou uitgedeel het. Moenie jaloers wees op ander gelowiges nie. Gebruik jou geloof met wysheid. Daar is baie ledemate in ons een liggaam. Tog het nie alle ledemate dieselfde funksie nie. Op dieselfde manier is ons almal saam Christus se liggaam hier op aarde. Ons elkeen is ledemate van die liggaam en ons het mekaar nodig. Ons elkeen het verskillende hemelse genade geskenke ontvang en in sy goedheid het die Here dit verniet aan ons gegee. Dis wat ons verstaan. Paulus begin en hy sê eerstens vir jou, hy sê leef toegewyd aan God. Leef vir sy applous. Leef dat jou lewe so kan wees dat jy God verheerlik. Moenie toelaat om net weggevat te word deur hierdie wêreldse manier van dink en doen en leef nie. Nee, fokus op wie God is. En besef dat God het vir jou 'n geskenk gegee. En die funksie van hierdie geskenk is om binne in sy liggaam te gebruik en daai ding gaan maak dat mense iets beleef van Jesus. Dis die hart. En as ons dit snap en ons ophou links en regs kyk en begin jaloers raak of hoogmoedig raak oor wat die Here vir my gegee het, as ons ophou dit begin doen en ons funksioneer in hierdie, gaan ons sien dat ons as een liggaam mekaar nodig het. En daarvoor raak ons opgewonde. En so vandag word die intro om vir die volgende paar weke te gaan kyk na die genadegeskenke. En my hart is, mag jy in jou wese 'n begeerte kry om hierdie te beleef. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om hierna te gaan kyk en te kan sê, Here, dat ons wil leef met die feit en die wete, Here, dat U het aan ons elkeen 'n porsie van geloof gegee. En so ek wil bid, Here, dat ons getrou sal wees, Here, in die ontdekking daarvan, in die uitleef daarvan. Ek wil bid, Here, dat soos dit ons hierdie goeders begin deel maak van ons lewens, dat ons net sal toelaat, Heilige Gees, dat U sal werk in ons en deur ons. En ons loof U daarvoor. In Jesus naam. Amen.